Die laaste ruk was ek baie besig met psalms, en een soort psalm is 'n koninklike psalm, en dit het my nogal aangeraak. Dis 'n psalm of 'n soort psalm waar konings sou eer gee aan God en eintlik toeskryf dat God die groot koning is, dat hy die eintlike koning is. En as ons mooi daaraan dink, dan sien jy dit is 'n wonderlike soort psalm waar 'n leier sou sê, ek is leier, maar ek volg eintlik iemand anders, of ek gee eintlik my leiding toe aan God. En dis wat Asaf gedoen het in Psalm 78, hy is maar een van die voorbeelde. Dan skryf hy hoe groot en hoe almagtig God is, en dan noem hy ook die volk se verhaal vir hulle, hy vertel vir hulle 'n storie van hulle eie geskiedenis, en hoe belangrik dit is dat hulle moet raak sien dat God maar nog altyd daar was, selfs in die tye toe hulle ongehoorsaam was aan God, was God daar gewees. Dit my so laat dink aan ons eie verhale, ons eie stories. Waar staan ons met God, of waar staan ons op hierdie stadium in ons eie verhaal? Is maklik as jy in die Here is, waar ons nou is, om vorentoe te kyk en te dink, groot gemors, ek weet nie wat bring môre nie, ek weet nie wat hou môre in nie, want ons weet eintlik nie wat môre bring en wat môre inhou nie. Maar dan leer Asaf vir die mense iets baie belangrik, hy sê kyk terug, kyk na wat het gebeur in die verlede. Hy sê in die verlede was God altyd daar gewees. So as jy vandag op 'n plek is waar jy nie weet wat môre kom nie, kyk jy terug gister toe en jy weet dat God was altyd daar gewees. En dan sê hy, dit beteken eintlik dat môre, oormôre, die dag wat jy nie aan kan dink hoe moeilik dit kan wees of wat dit gaan inhou nie, dat God daar ook gaan wees. So hierdie koninklike psalms wil eintlik vir ons twee tipe goed kom leer. Die eerste een is dat God is eintlik in beheer, selfs al lyk dit nie vir jou so nie, selfs al kyk jy na die situasie wat jy jouself nou in bevind en jy dink God is nie in beheer nie. Koninklike psalms wil vir ons kom sê God is in beheer. En as jy gaan kyk na jou geskiedenis, selfs jou land se geskiedenis, as jy sê maar God was maar nog altyd daar, en daar's groot dele wat jy kan sien God was in beheer gewees. So vanmôre, die dag wat jy nie weet wat kom nie, mag jy ook net fokus daarop dat God daar sal wees, en dat dit die enigste ding is wat jou gaan deurtrek, dat die feit dat God môre daar gaan wees, vir jou makliker en draagbaar gaan maak om môre te kan hanteer. Maar hanteer dan ook vandag met die wete dat wat ook al jy vandag doen, God is daar en God is môre daar, want hy was gister daar gewees. Mag jy 'n lewende verhouding met die Here hê en altyd weet en voel dat hy aan jou sy is en by jou is, en mag hy jou seën met sy teenwoordigheid en met sy liefde en veral met sy genade.